tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Dis mos die vraag wat Mary Oliver vra. As hy vir 'n matrikulant vra, sal hy dalk verduidelik wat hy eendag wil word. 'n Middeljarige sal dalk vertel wat hy nog wil behaal. En 'n ouer persoon sal dalk droom wat hy nog wil ervaar. Eers, wat gaan ek met my lewe doen? Waar pas ek in? Wat is die regte pad? Die Here se wil vir my. En dit kan 'n oorweldigende vraag wees. 2 beroepspaaie lê voor jou, albei moontlik. Jy wonder waar jy moet woon, of jy moet bly en of jy moet gaan. Jy staan by die kruispunt van verhoudings, vraend, is dit die een? En daar's dikwels daardie subtiele onrustigheid in jou binneste, wat as ek verkeerd kies? Wat as ek die Here se plan vir my lewe mis? In jou 40's laat Mary Oliver se vraag jou dalk verder vra, het ek al die posisie en status bereik wat ek wou of moes? Het ek al die ervarings gehad wat my lewe die moeite werd sal maak? En dan later in die lewe wonder jy dalk, wat jy nou eintlik met hierdie een groot lewe bereik het. Jy kyk terug op jare van werk, besluite, pogings en drome. En jy merk op dat die werk sonder jou aangaan, amper asof jy nooit daar was nie. Jou kinders se lewens gaan aan. Maar hoor jy die goue draad in al hierdie vrae in verskillende lewensfases? Almal het te doen met wat ek doen of bereik. En alhoewel hierdie vrae almal te doen het met roeping, is die uitnodiging vandag om jou blik op roeping te vergroot. Roeping is nie net beperk tot die kerk of haar voltydse personeel nie. Roeping is die proses waardeur God ons elkeen vorm om meer soos Jesus te word en ons lei om sy liefde prakties te leef in elke aspek van ons lewe. Dit is hoe ons kan goed doen. As ons roeping so verstaan, dan gaan dit juis nie eerstens oor wat ons doen nie, maar eerder wie ons word terwyl ons dit doen. Maak dan sin dat ons human beings is, nie human doings nie, nee. Lees saam met my uit Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is, en hoe julle julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Wanneer ons dus dink aan hoe 'n lewe van betekenis en hoop lyk, dan is die eerste uitnodiging om jou lewe aan God te gee. God het jou lief en hy het jou uniek en goed gemaak. Erken eers net dit en sien dan wat jy het. Jou lewe met alles in dit, jou gawes, talente, passie, persoonlikheid, ook jou mense, jou geleenthede, omstandighede, werk, gesondheid. Alles wat jou maak wie jy is, dit is wat God vir jou gee. En wanneer hy jou vra om jou lewe vir hom te gee, wag hy nie vir die afgeronde eindproduk nie, hy wil jou nou al hê. Daar is niks wat jy eers moet regmaak of uitsorteer nie. Daar is niks wat jou diskwalifiseer nie. Jou lewe is nou al, net soos jy is, vir hom waardevol. En hy nooi jou om te sien dat daar 'n uniekheid in jou is, wat nooit herhaal sal word nie. Daar is dinge wat jy kan doen, mense wat jy kan beïnvloed, drome wat jy kan leef, wat niemand anders presies soos jy kan doen nie. En dis hierdie lewe, 'n besonderse lewe met eindelose moontlikhede, wat jy weer vir God gee. Hierdeur erken jy dat hy weet hoe om jou te help word wie jy eintlik regtig is. En dink net wat hy in jou en deur jou kan en wil doen. Ek was nuuskierig oor 'n minder bekende Bybelkarakter, Bezaleel. As jy hom Google,
sal jy sien sommige noem hom 'n kunstenaar geroep deur God. En ons lees van hom in Eksodus 31, wanneer die tent van ontmoeting gebou moet word. Hy was waarskynlik reeds kunstig en handvaardig, maar God sien iets besonders in hom. En God sien ook wie hy kan wees. Daar staan oor hom geskryf, my gees gee vir hom die verstand en die insig, die kennis en die vaardigheid om dinge te ontwerp en dit dan van goud of silwer of koper te maak. Hy kan met edelstene werk en houtsnywerk doen en enige kunswerk maak. Hy doen iets buitengewoon vir die Here, soos wat hy sy lewe in God se hande sit. Ek wonder wat in hom gebeur het terwyl hy so saam met God werk en skep. Hoe moes hy gevoel het toe God hom vul met insig en kreatiwiteit ver bo sy eie vermoë? Iets groot gebeur met jou, maar ook in jou, wanneer jy in God se hande werksaam is. Want ons is net instrumente, die kwas in die hand van die kunstenaar, die viool op die skouer van die musikant, die hamer in die hand van die bouer. Om jou lewe te gee is dis om vir Jesus te vra, dat ek nie doelloos, hopeloos, betekenisloos dormant eenkant bly lê nie. Here, gee my lewe sin. En wanneer ons dit doen, ontdek ons 'n wonderlike paradoks. God gebruik nie net wie ons is nie. Hy werk ook deur wie ons kan wees, wie ons besig is om te word, wat ons self nog nie eers besef nie. Hy transformeer ons. Die jy wat jy is, en die jy wat jy word deel van sy kunswerk. Maar saam met Jesus, hierdie lewe saam met hom, beteken dikwels teen die stroom. Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. As Paulus hier verwys na die wêreld, praat hy van die invloede rondom ons wat weggedraai is van God. Dit lyk dalk soos hierdie wêreld, lyk dalk soos 'n ingesteldheid op die eie ek. En dis 'n sterk stroom wat ons maklik kan meesleer. Dit is 'n voorbeeld, dit is byvoorbeeld ons kultuur en ons samelewing wat ons aanmoedig om maskers te dra, sodat ons lyk soos die prentjie perfekte duplikaat wat veronderstel is om die ideale mens te verteenwoordig. Die maskers maak dat ons voorgee, ons is soos wat ons dink ons moet wees, om aanvaar te word. Dit is die norme en waardes wat ons dikwels trek en altyd meer wil hê, te jaag na status, geld en mag, en om ons waarde te meet aan dit wat anders sê. En boonop is dit die stroom wat gemaklik waarhede verdraai en verskonings bied om ander te vergeet of te ignoreer. Want as die ek bo alles belangrik is, dan lê betekenis in die instandhouding en die bewaarding van die self. En dis die waarskuwing, want ons kan maklik tuis raak in hierdie vloei en dan ons identiteit daaraan koppel. Maar as ons dit doen, dan ontkoppel ons eintlik van ons ware self, die huidige self, maar ook die ontluikende self, wat verlang, wat wil in pas lewe met Jesus. As ons saam met die vloei gaan, eerder as om die stroom te weerstaan, dan lewe ons disintegreerd. Maar God nooi ons om anders te leef, om nie gelyk te word aan die wêreld nie. Dit beteken nie dat ons die wêreld begin ignoreer nie. Dit beteken net dat ons nie daardeur gedefinieer word nie. Ons kan eerder ons lewe bou op integriteit, op eenvoud, op 'n bewussyn van wie ons is, maar 'n draai na God toe, en dan sien wie ons werklik is in sy oë. En wat gebeur as ons dit doen? Ons beweeg dan, soos Trevor Hudson dit noem, nader aan die genuineness in ons. Ons begin werklik leef, soos God ons geskep het om te leef. Om sy naam te verheerlik. En hierin vind ons vryheid om ook dit wat hy in ons doen, uit te leef en dis goed te doen in die wêreld om ons. En omdat ons elkeen so uniek is,
Moet ons elke dag saam met hom onderskei hoe dit vir ons elkeen kan lyk. So onderskei dus saam met hom. Ek wonder, waar het jy al gevoel dat jy nie seker is hoe God se wil, sy roeping in jou lewe lyk nie? Was daar dalk 'n situasie of 'n seisoen wat jy baie spesifiek saam met hom moes onderskei? Ek het 'n hele ruk terug so 'n tydperk deurgegaan. En dit kan moeilik wees. Maar dit lei ook na groot vryheid en tevredenheid. Ook dankbaarheid in 'n sin van veiligheid. Want saam met hom in verhouding kan ons hoor hoe sy hart klop. En dan hoe sy hart in ons alledaagse lewens lyk. Dan kan ons besluite neem wat ons lei om meer te word soos hy wil hê ons moet word. En partykeer beteken dit dat ons bloot kan kies, want albei opsies kan lei tot hierdie meer soos Jesus word roeping. Soos wat ons daagliks onderskei is deel van hierdie kyk saam met Jesus, om te kyk na ons hele lewe, eerder as net so 'n kompartement, so 'n stukkie daarvan. En ons gebruik dikwels as gemeente die prentjie van Dallas Willard se sirkels, wat die dimensies van ons lewe voorstel. So eerste daar in die middel job, jou beroep. Daardie sirkel in die middel, dis wat jy doen om 'n salaris te verdien. En dan ministry, jou bediening. Dit is daardie plekke en geleenthede waar jy jou gawes en jou talente en jou passies kan uitleef. Soms, veral wanneer jy nie jou bediening by jou beroep kan uitleef nie, is daar ander spasies waar jy dien en sodoende jou bediening uitleef. Dit kan by die kerk wees, maar is ook nie beperk tot die kerk nie. Dan die volgende sirkel, work. Hier word verwys na die werk wat jy doen deur al jou lewensrolle. As man of vrou, as ouer, as vriend of vriendin, as kollega, as ouma, oupa. En dan die heel buitenste sirkel, life. Ons lewe. Daardie dele van jou wat jou jy maak. Hier gee dit oor wat jou lewe gee, wat jou vorm, jou drome, jou stokpertjies, jou selfversorging, jou groei. En as jy nou aan al hierdie dimensies van jou lewe dink, kan mens besef dat ons soms paniekerig of teleurgesteld word as ons beroepe byvoorbeeld nie vir ons daardie lewenstevredenheid gee nie. Dit wat jy doen om jou salaris te verdien is dalk nie juist wat jy wil doen nie. Jy wonder dalk of jy enigstens hierdeur bydra tot die samelewing. Of jy voel jy kom nooit by jou bediening uit nie. Jy leef nie jou gawes uit nie. Jou passie vir 'n saak of 'n sekere projek lê dormant en dit pla jou. Of miskien is dat jy voel dat die rolle wat jy speel raak oppervlakkig. Of jy kom nooit by jouself uit nie. En enige van hierdie uitdagings kan jou laat leeg voel. Maar dit hoef nie so te wees nie. Wanneer ons onderskei hoe 'n lewe van hoop en betekenis lyk, dan praat ons nie net met die Here oor een van hierdie dimensies van ons lewe nie. Ons praat met hom oor ons hele lewe. Ons vra vir hom, Here, hoe vind ek betekenis in my beroep? Dalk leef daar meer in jou hart as dit wat jy doen in jou beroep, maar jy besef dat die Here deur hierdie beroep vir jou help om vir jou gesin te voorsien. Of dat hy deur jou beroep ander besighede help dat hulle goed bestuur kan word en dat hulle werknemers kan onderhou. Ons vra vir die Here, Here, hoe vind ek betekenis wanneer dit kom by my bediening? Dalk is daar dele van wie jy is wat jy nie kan uitleef in jou beroep nie. Maar jy kan ergens kom dien in een van die baie bedieningsspasies om jou. Jy kan iets van jou talente en jou gawes en jou passies uitleef op 'n ander manier. Ek dink aan 'n medewerker wat weekliks haar bediening uitleef deur by 'n alfa vir elke persoon om 'n tafel 'n geskenkie gee met die tema van die aand op. Sy voel sy kan nie hierdie kreatiwiteit by die werk uitleef nie, maar dis deel van wie sy is. En hier by 'n alfa by 'n kerk kan sy haar talente en haar gawes deel. En so doen sy goed.
Sy werk heel week sorgvuldig en bidend aan hierdie geskenkies vir die mense om haar tafels. Maar dis nie net die mense om haar tafel wat geraak is nie, maar die hele Alpha groep, almal wat by hierdie leerervaring is. En hulle voel gesien en geborge, omdat sy 'n manier gevind het om te doen wat sy kan, met vreugde en passie, waar sy plek vind om dit te doen. Ons vra verder ook, Here, hoe vind ek betekenis in die rolle wat ek speel? In my rol as ouer of as kind, in my rol as vriendin, kollega, komiteelid, beheerliggaamlid. So rukkie terug, het ek 'n tawwe dag gehad. Ek was ver uit my gemaksone, en onderliggend was ek redelik gespanne. Dit was nie 'n maklike dag nie. En daardie aand, soos ek by my jongste lê, my jongste kindjie, wat so begin aan die slaap raak, dink ek deur die dag, ek reflekteer, en ek dink aan hoe verkeerd ek gereageer het. Ek dink aan die foute wat ek gemaak het, wat so onnodig was. En ek wonder sommer of ek doen wat van my verwag word as mamma. Maar ek kyk na hom en ek fluister, ek is trots op jou. En hy antwoord met sy oogies al halfpad toe, soos wat hy in die slaap raak. Ek is ook trots op jou, mamma, jy's 'n nice mens. En in hierdie oomblik kry ek 'n ander perspektief op my lewe. Betekenis lê nie net in wat ek doen of reg kry nie. Hier, in 'n rol wat ek ver van perfek in is, vind ek vreugde en beleef ek dat my lewe sin het. En laastens, in ons buitenste sirkel, vra ons, Here, hoe leef ek my roeping uit in my stokperdjies, in my selfversorging, in my persoonlike groei, in my menswees? Hoe geniet ek voluit hierdie een groot, ongelooflike lewe wat U my gegee het? Kan jy dink hoe lekker dit vir God is wanneer hy sien dat ons dit wat hy vir ons gegee het, voluit geniet? En dan nog, as jy deur regtig jy te wees, verder as jouself leef. En deur jou gawes en jou talente en jou passie, jou uniekheid, as jy dan gaan goed doen. Wat doen dit aan sy hart? Want hy is in elke dimensie van jou lewe. En hy skep saam met jou betekenis in elkeen van hierdie sirkels. Hy ontmoet jou daar. Hy ken jou. Geen deel van jou lewe is vir hom onbruikbaar of sinneloos nie. Jou lewe is vrugbare grond en deurdat jy jou lewe vir hom gee as lewende offer, kan jy goed doen. Hy gebruik jou. Jy kan gerus verder in Romeine 12 lees om te sien hoe dit kan lyk wanneer hy jou as deel van die liggaam begin gebruik. Ons kan natuurlik nie alles doen nie. So waar begin ons? Dink aan die wêreld om jou. Mense, geleenthede, uitdagings, die wêreld se behoeftes. God se hart is dikwels sigbaar in dit wat om ons aangaan. Wat dink jy voel hy daaroor? Wat sien hy raak wat ander, ons, dalk miskyk? Wat roer sy hart? En dan wat raak jou hart? Soms kan jy jou passie raak voel en leer ken, soos jy 'n heilige woede oor iets beleef wat nie is soos wat dit behoort te wees nie. Dit is nie reg nie en dit ontstel jou. Jy voel naderhand so sterk daaroor dat jy elke keer as jy daaraan dink of daarmee in aanraking kom, 'n energie in jou voel. Ek dink byvoorbeeld aan Karin wat in die video-insetsel gepraat het oor hoe haar passie vir kinders wat op die straat bly, hoe dit bly ontwikkel het, soos sy met hulle in aanraking gekom het, en hoe dit gelei het tot 'n bediening en eintlik toe 'n leefstyl. Maar dink dan ook aan die wêreld in jou emosies, denke, intuïsies, verbeelding, drome, begeertes, passie, die diepste neiging in jou hart. Dit wys vir jou wat jy vir jou lewe gee en wat lewe neem. En God werk in ons binneste, deur ons binneste, soos in Romeine 2 vers 2 staan. Laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is, en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Hy transformeer ons van binne af. En wanneer ons dan die wêreld om ons en die wêreld in ons saam in gesprek met Jesus bring,
Wanneer ons so begin onderskei en begin oorweeg watter volgende tree ons nader laat beweeg aan word soos hy is, dan begin ons lewe sin maak. Die Heilige Gees lei jou na 'n plek waar jou diepste vreugde die wêreld se grootste honger te ontmoet. Nie bloot deur een groot gebaar nie, maar deur elke dag se lewe van oorgawe en onderskeiding. Ons leer om saam met hom te beweeg, bewus van wie ons is en bewus van hoe God ons op elke paadjie ontmoet. Dalk wil jy hierdie week daagliks vir 'n paar minute in stilte sit en dan hieroor reflekteer. Wat kan ek vandag kies wat my sal help word wie God my gemaak het om te wees? Nooi Jesus in jou gesprek in. Dink jou in hoe hy reageer as jy vir hom die vraag vra. En bly 'n rukkie hier in die rustigheid van sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons lewe sin gee en dat U ons gebruik, dat U betekenis in ons lewens inweef, soos wat ons getransformeer word om meer soos U te word. Here, gebruik ons. Help ons en leer ons om ons lewens elke dag aan U oor te gee en om saam met U te onderskei wat die volgende tree is wat ons saam met U kan neem. Heilige Gees, kom lei ons en dankie vir die hoop wat daar is in 'n lewe saam met U. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die vriendskap en genade van Jesus Christus, sy Seun, en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, bly by ons elkeen. Amen.